Nou toe ons rugsak gevat het so, vir 'n oomblik het ons teruggegaan na die verlede toe, en toe ons daar in die verlede so 'n bietjie gaan rondkrap, het ons gekyk na 'n beginsel. Die beginsel is, ons emosie was ons rigtinggewer van dag 1 af. Van ons gebore is, het ons 'n bek opgesit om ons sin te kry, om te kan voel ons behoort. So wat God eintlik wil doen is, hy sê, wanneer jou ouers dalk uit onkunde, uit onbewustelik, of dalk uit 'n gebrek aan openbaringskennis, om een of ander rede, daai fondasie nie sterk genoeg gelê het, dat jy verstaan, maar jy moet eers dink op jou sielsvlak, om jou emosies rustig te kry, en dan op te tree nie. Sê God, steek jou hand op, ek is hier om jou te help. So, wat gebeur op ons sielsvlak is eintlik baie eenvoudig. Om onsself lief te hê, moet ons kan leer om anders te dink. Ons moet kan leer om anders te dink. Dis die denke wat die emosie rustig maak. Omdat ons het gesê, ons het groot geword waar ons emosie die besluitnemer was. En ons emosie het vir ons brein gesê, dink so, dan gaan hulle hardloop en hulle gaan jou in 'n gemaksone sit. Ons is gebore as 'n emosionele besluitnemer. En net in hierdie paar gesprekke wat ek en jy al gehad het, dink ek sal jy agterkom, en ek is ook seker dat jy in totaliteit bewus is daarvan, dat emosie is maar 'n onstabiele bedryf. Hy het nie so 'n sterk fondasie nie. Hy kan vir ons boodskappe gee wat nie waar is. Hy kan vir ons boodskappe gee wat vir die oomblik kan waar wees, maar op die langtermyn vir ons baie skade bring. So ons ouers moes ons in 'n posisie gekry het, tot en met puberteit, wat ons daai beginsel van dissipline begin verstaan het, en dissipline beteken, dink bietjie, bou 'n band van vertroue met jouself, nie met jou emosie nie. Want jou emosie is onstabiel. En emosie is altyd onstabiel. Hy moet bestuur word, dan sy stabiel. Hy is betroubaar. En dis hoekom God sin maak. Van die leemtes wat ek en jy in ons kinderjare begin ervaar het, en ons identiteit, ons fondasie negatief beïnvloed het, kan God herstel. Ek en jy moet net verstaan, ons het nou te doen met 'n onvoorwaardelike God in Jesus Christus. 'n onvoorwaardelike God sê, Andries, ek gee vir jou 'n keuse. Jy moet kies. Want as ek alles vir jou moet kies, dan is ek 'n voorwaardelike God. En dis maar dieselfde as die ander gelowe wat daar is. Voorwaardelike gode. Hulle is die kingpin wat vir jou sê, as jy nie so maak en so maak en so maak, dan gaan ek jou nie seën nie. Hulle manipuleer. Ek het 'n studie gemaak van 'n klomp gelowe, en jy kan dit gaan doen. So die geloof in Jesus Christus is 'n onvoorwaardelike God wat sê, jy moet kies in die lewe. En as jy kies in die lewe, dan kan ek reageer. Dis soveel respek God vir jou het. So wanneer ek en jy kies om God na te volg deur sy woord, deur kennis, openbaringskennis en insig, begin God ons fondasie herbou. En dan raak ons 'n smaaklike mens. Daar waar ons beweeg, maak ons 'n verskil. Daar waar ons beweeg, maak ons 'n verskil. Nie almal gaan dit aanvaar nie. Dit beteken nie, ons maak nie 'n verskil nie. Daar waar ons beweeg, praat ons met gesag. Daar waar ons beweeg, gee ek en jy daai openbaringskennis deur vir mense. Nie almal gaan dit aanvaar nie.
Maar dit gaan mos nie of mense aanvaar wat jy sê nie. Dit gaan tog oor jou verantwoordelikheid wat jy het om 'n verskil te gaan maak. Want as jy nie 'n verskil maak, jy maak jy net te bestaan. Jy's in 'n oorlewingsstryd met jouself, jou bankrekening, of jou huwelik, of jou ouer-kind verhouding. God wil ons leer om anders te dink, sodat ons emosies kan stabiliseer, sodat ons 'n rustige, kalme mens kan oorkom, waaroor niemand gaan loop nie. Niemand gaan die kingpin oor jou kan wees nie. Hulle het nie meer die geleentheid om 'n kingpin te wees in jou lewe nie. Dit is natuurlik 'n baie langer pad as net hierdie paar woorde wat uitgeruil word tussen my en jou. Maar ons moet die beginsel verstaan dat God wil hê ons moet begin dink wennerstatus. God wil hê ons moet begin dink ons is spesiaal op hierdie aarde. En ek gaan 'n voorbeeld vir jou noem. Hier is my hande. Daar's 'n spreekwoordelike ding wat sê, ons is deel van die liggaam van Christus. En die liggaam het 'n klomp komponente. En hierdie klomp komponente wat ons het, as jy die regterduim is, spreekwoordelik in die liggaam van Christus, dis jou funksie, dis die openbaring wat jy moet kry. En jy doen nie jou deel as die regterduim nie. Waarmee gaan God jou vervang? Jy is so spesiaal in die koninkryk van God, dat God het nie 'n ander deel in die liggaam. 'n Oor kan nie daar werk nie. 'n Toon kan nie daar werk nie. Die linkerduim kan nie eers daar werk nie. Jy is so spesiaal in die koninkryk van God, dat niemand kan jou vervang in die koninkrykswerk van God nie. Jy het net nodig om my openbaring te kry van, waar pas jy in die liggaam van Christus? Jy het 'n plek. Jy het 'n lewensdoel. Lewe jy hom?